Vanaand deel ek met julle nog 'n familiegerecht. Just like it, mama. Julle het gevra, ek het geluister. Vanaand maak ons my ma se gewilde malva pudding resep waarmee ek groot geraak het. Almal maak hom anderste, maar hierdie is my weergawe. So in 'n mengbak begin ons met 3 eetlepels botter, koppie suiker. Ek gebruik bruin suiker. 1 geklitste eier, 1 teelepel koeksoda, volgende is 1 koppie koekmeel, volgende is 2 eetlepels appelkoeskonfyt, hier sommer tuisgemaakte konfyt wat my ma vir my gemaak het. Volgende kan ons die bestanddele in die bak saamklits. Volgende vat ons 'n koppie melk en ons gooi dit geleidelik by terwyl ons meng. Jy weet hy's reg gemeng, as jy 'n lepel indruk en hy koud mooi die lepel, dan weet jy jou batter is reg. So in 'n gebotterde oondbak, ek geniet 'n braaibak gebruik vir alles, kan ons nou die batter uitgooi. Nou kan ons die bak in die oond sit vir 45 minute teen 180 grade. Terwyl die malva pudding in die oond is, kan ons lekker vla maak. So ek gebruik 'n koppie melk. Terwyl ons wag vir die melk om tot op kookpunt te kom, gaan ons 1 en 'n halwe lepel vla poeier vat. 1 en 'n half eetlepels. Dan 1 en 'n half lepel suiker. En dan 25 ml koue melk. Dan kan ons dit roer tot alles mooi glad geklop is. So sodra die melk tot op kookpunt gekom het, kan ons nou daai vlaamengsel wat ons nou aangemaak het, by die melk gooi. Belangrik om aan te roer. Hou aan roer want hy raak vinnig dik en nou kan jy maar jou stoof afsit. Jy kan hom van die warm plaat afhaal nou en dit aanhou roer. Right, so vir die sous vir die malva pudding gooi ons 125 gram botter. Sodra die botter gesmelt het, gooi ons 'n koppie suiker by. Dan kan ons 'n halwe koppie of 125 ml water. En dan laaste, kan ons 'n koppie room of 250 ml bygooi. So nou meng jy maar net die room, water, suiker en botter tot kookpunt. So nou kan ons die malva pudding uit die oond uithaal. So nadat hy uit die oond uit is, en vat ons lekker dik sousatiestokkie. Dan druk ons oral gaatjies in hom sodat wanneer ons die sous oorgooi, dit oral lekker intrek. So nou wag ons net dat die sous op kookpunt kom voordat ons hom oorstooi. Ek laat hom gewoonlik so 3 minute kook. En nadat hy op kookpunt gekom het, dan kan ons hom oor die malva pudding strooi en dan laat ons hom staan vir so 10 minute dat alles lekker intrek. Ek beloof jou, dis lekkerder as jou ma se. Tot volgende keer.